Amen. Baie dankie Chris. Wanneer weet jy jy's nou regtig oud? Wanneer die grys mense vir jou sê oom. Dan weet jy nou jy's regtig oud. Nee, maar dit is 'n groot voorreg om hier by julle te wees. En dit is die eerste keer wat ek in hierdie gemeente kom, maar ek het daarom gelukkig hierdie herderspaar bietjie al begin leer ken, doen in Pretoria se wêreld of in Joburg se wêreld. So, maar baie dankie dat ons hier kan wees en dat julle vriendelik is en julle kyk selfs met vriendelike gesigte na my vanmôre. So dit wys jou dan ek voel tuis in hierdie plek. Maar weet julle wat, daar's iets wat my bietjie senuweeagtig maak. En dit is dat ek was op Tsanien op skool Merensky en my hoofmeisie het nou vanoggend kerk toe gekom om my te kom check en te weet dat ek nie nonsens praat nie. So dit maak my bietjie senuweeagtig. So dit is wonderlik om Karen te sien hierso. Sy het gehoor ek het haar laat weet ek kom, want as ek aan Louis Trichardt dink, net aan Karen, want sy bly hierso. Verder weet ek nie van Louis Trichardt nie, maar nou het ek dan hierdie mense ook leer ken. So en ek leer julle ook nou ken hier. So maar dit is dan wonderlik, né? Ek is nou 45 jaar getroud en Karen ons het reunie gehad, ons 50ste reunie laas jaar. Skoolreunie. So ons is regtig oud, julle kan nou maar sien. Maar Karen het nog nie eens grys geword nie. Kyk hoe mooi lyk sy. So, nou, ek wil net sê om Erik en nou Frik saam te hê, is ook wonderlik. Ons het nou Kiani gepreek Vrydag aand en Frik het nou gisterand, Erik het gisterand ook gepreek, ek het Vrydag aand daar gepreek, ons het bedien. En is nou die tweede keer wat ons Kiani toe gaan en ons het daarna 'n stadion gaan kyk en hulle glo ons volgende keer gaan ons in 'n stadion daar preek, al die kerke bymekaar kry. So nou Erik, weet jy waar begin dit alles? Erik, ons het 'n gemeente in Pretoria op 'n bergie, op 'n koppie, en bonatuurlik het ons daar uitgekom, dis Erik se grond. Maar nou het ons hier ons 'n plek daar by hom, 'n lekker saal waar ons nou kerk hou, maar hy het gegaan in die res van sy plot. 'n groot deel daarvan, 'n hektaar, het hy in 'n prayer mountain omskep. En daar kom tot 150 mense op 'n slag wat daar kom bid. En hulle bid dwars deur die nag. Interessant, die swart mense. Ons moet gaan leer by die swart mense om te kan bid. Hulle het nie 'n probleem nie. Nou Erik het nou daar, hy is nou 'n man van vas en gebed, maar dit is gebed daar op sy plek en dit is absoluut wonderlik om te sien wat die Here doen, wat die Here besig is om te doen. Maar laat ek nog nie te lank daaroor praat nie. Maar Frik sê gister vir my, hy sê ek soek 'n foto. As ek nou reg onthou, hy sê ek soek 'n foto van 'n arend wat opstyg. En hierso is nou 'n profetiese woord van 'n arend wat opstyg. Hè Frik? Hy is gewoon aangedaan want die Here is besig om te praat oor hierdie boodskap en hierdie boodskap wat hierdie vrou hier voorgebring het, is die boodskap. Ek het in geslaag gepreek. Ek gaan nou amen sê. Maar dis eintlik maar die boodskap van vanoggend. En dit is 'n geweldig bemoedigend as die God en die Gees so praat, want dan is daar 'n boodskap wat hy in ons harte wil kom gee. So ek sê ek is lankal verby daai ding om preke te gee, want ek wil graag hoor wat wil die Here in ons harte spreek. En dis beteken nog al 'n lang tyd om dit agter te kom. Here hou jou aan 'n lyntjie baie keer. En jy lê nagte wakker. Here, wat is dit? Wat wil U sê? En dan het jy 'n verwagting, want die Here wil met ons, hy wil ons lewe verander, hy wil ons in 'n rigting stuur. So ek loof hom. Ek prys hom. Miskien het ek is getroud met Marie en ons het 4 kinders, almal getroud, so dan het ek 8 kinders. En ons 15de kleinkind is onlangs gebore en al my kinders het 4 kinders, behalwe 1. My oudste dogter, hulle het net 3 kinders, maar hulle is besig om 'n Xhosa kind te probeer aanneem. Dan gaan ek 16 kleinkinders hê. Hulle is sendelinge daar in Oos-London en Transkei, en hulle moes ook nou maar gevlug het vir hulle lewe. Hulle kan nou nie meer in Transkei wees nie, want die mense wil hulle doodmaak daar, so hulle is nou maar weer in Kenobi, maar die basis gaan aan, hulle het nou net swart mense daar, wat hulle nou nie wil doodmaak nie, so dan, jy het maar hierdie ding in die lewe, né? So jy staan vas in die naam van die Here, ons gaan aan, en die Here lei ons. Good. Nou ek wil graag met julle praat vanmôre, en ek wil net daai tyd mooi dophou, ek wil met julle praat, ken hom en oorwin. Ken hom en oorwin. Goed,
Nou ek wil eintlik met julle gaan praat, die skrifgedeelte is oor Genesis 26, ek gaan nou daarby uitkom, ek wil net 'n inleiding gee, dan gaan ons Genesis 26 hê. Ek wil graag hê as julle uitstap vandag, met julle Genesis 26, die punte wat belangrik is daar, uit jou kop uit kan ken, en jy moet kan weet, wat het die Here vir jou gesê daar rondom. As jy huis toe gaan, dat jy daarmee kan werk. Dis wat ek graag sal wil hê, en wat God wil hê, definitief Genesis 26. Maar, kom ons praat net bietjie die inleiding, en die inleiding, en hoor net wat ek wil sê is 1 Johannes 2 vers 4, jy kan aandagtig net luister, staan daar hierdie mooi woorde, ek het aan julle geskrywe, ek sê, ek dink is verkeerd hier, so dit is 1 Johannes 2 vers 14, ekskuus tog, ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle hom ken, wat van die begin af is dit nie mooi nie? Hy skryf 'n brief en hy skryf aan die vaders, ek skryf aan julle want julle ken hom wat van die begin af is. Hoe ken, wat bedoel hy, hoe ken ons die Here? En ek wil die vraag vra, hoe ken, vaders, hoe ken jy die Here? Want daar is 'n plek in die Bybel waar die Here sê, jy het in my naam duiwels uitgedryf, jy het in my naam dit gedoen, in my naam, maar ek ken jou nie, gaan weg van my af. Dit is verskriklik, hoe ken ons hom? Wat beteken dit om hom te ken? Dan gaan hy aan en dan sê, ek het aan julle geskrywe, jong manne, jonge dames, en hierdie is vir my baie mooi, omdat julle sterk is in die woord van God, en julle bly, wat in julle bly, en julle die bose oorwin het. Jong mense, julle wat sterk is in die woord van God, en julle die bose oorwin. Nou goed, oorwinning is 'n geweldige belangrike ding. Sê die Bybel nie vir ons baie aan die einde van die dag nie, die wat oorwin aan hulle. Die wat oorwin aan hulle. So ek en jy moet in 'n plek van oorwinning leef. En ons moet 'n verwagting hê van ten opsigte van die toekoms, maar ons lewe moet nou regspreek. Ons moet nou daar wees. So as jy wil sê hierdie woorde, en dis die probleem van ons dag, glo ek, is dat ons leef in ons mind en ons pas nie toe nie. Ek dink as ek die kennis het van, dis die kennis, dan is ek alright. Ek dink die Jode sê, wanneer het jy kennis, is wanneer jy daai ding kan toepas. Dan het jy kennis. Maar net om te weet van iets, beteken nie jy ken dit nie. So, en hierdie jong manne, omdat jy die woord is sterk in jou, en jy die bose oorwin, beteken, hulle kon hierdie woord toepas. En God is 'n lewende God. En hoe werk hy in my lewe? As ek en jy die challenges het, sal ons dit face. Nou, ek luister na 'n profetiese woord. Ek gaan hierdie net vinnig net sê, maar luister net aandagtig. Ek luister na 'n profetiese woord en ek dink is hierdie woord waar? En hy moet beoordeel word. Ek hoor hoe iemand spreek en weet jy die kern van hierdie woord was die volgende, wat sê dat hierdie fase wat ons nou in is, kyk daar seisoene en tye. Hierdie fase wat ons nou in is 'n gewellige belangrike tyd, want jou besluit wat jy neem in hierdie tyd, gaan jy waarskynlik op gaan voortgaan, en dit gaan vir jou moeilik wees om te verander. Jy moet jou besluite vasmaak in die Here. En ons moet loop. Hoekom is dit? Want in die eindtyd word goeters al erger, en dit word meer intens en intens. Moenie onderskat wat in die geeswêreld gebeur nie. Moenie onderskat wat die werke van die vyand ook is nie. Moenie onderskat wat die krag van God ook is nie. Maar ons besluite is baie belangrik en om jouself te belyn. So met ander woorde, dit beteken dood eenvoudig, gaan jy kompromie aangaan of gaan jy nie? Gaan jy gehoorsaam wees of gaan jy nie? Gaan jy doen wat die Here sê? Al daai dinge. Wêreldgebeure om ons vind plaas. Ene die ouens praat, dit lyk rof. Vandag is dit nog vrede, maar môre skielik lyk dit anderster. En ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. So, wat is jou fokuspunte? Verskriklik belangrik. Jy moet daai vraag gaan vra, is my fokuspunte reg in die lewe? Weet jy, daar is soveel distractions. Kom ek gebruik maar die Engelse woord, distractions. Net om te sê, ek moes Engels heropskool, Karen weet, ek kon nie Engels deurkom nie. Net om te wys, ek het al tussen geleer, Karen, dus ek moet sê, distractions. Alright. Dan wegbly, van wat moet ek wegbly in die lewe? Jy weet, en luister en doen, die gehoorsaamheid vashet, en dan die afhanklikheid van die Heilige Gees. Die Bybel is vol daarvan. Ons kan nie eintlik sonder dit leef nie, so ons aandag moet by hierdie dinge wees. Nou,
Daar's sekere goed in die lewe, en hier is nog net inleiding gehou, ek net vir julle sê, dit is belangrik om God te erken as die bron. As ons God nie erken as die bron, het ons moeilikheid. Matteus 13 vers 22 praat hy daar, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Ok, nou jy sien nou, jy wil oorwin, hierdie ene praat, hierdie teks sê duidelik, die oorwinning is ver van jou af, want ek laat toe, dat sekere goed inkom, my fokus is nie reg nie, ensovoort, so is baie belangrik om het reg te kry. Dan is daar net 'n skrif wat ek as inleiding wil sê, wat my diep hierso binnekant geraak het, toe ek dit nou weer lees, en dit is Deuteronomium 8 vers 10 tot 18, wat sê, vers 10, en jy sal eet en versadig word, en die Here jou God loof, oor die goeie land wat hy jou gegee het. Daar's ander gedeeltes van skrif wat sê byvoorbeeld, dis eintlik onmoontlik vir my en vir jou, om te kan eet en dit te geniet, sonder God, wat ons help om dit te doen. Hy gee ons die gesondheid, hy stel ons in staat om dit te eet, hy gee die kos. Ons moet erken, ons kan nie eers eet en dit geniet sonder God nie. Nou sê hy hierso, en jy sal eet en versadig word en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het. Maar nou gaan hy verder en dan sê hy, neem jou in ag dat jy die Here jou God nie vergeet. Nou jy sien, nou kom hy eintlik en sê, luister, maar julle bedrieglik is eintlik die hart, want julle vergeet so maklik. En dan kom julle by 'n punt, en ek gaan net vinnig aan, ek spring sommer net so 'n bietjie, en hy sê, en jou hart hom dan verhef, dat jy die Here jou God vergeet. 'n Verheffing van die hart vind net so plaas. Ons moet erken, dis wat die Bybel sê, Jesus sê in Johannes, hy sê, sonder my kan julle niks doen nie. So ons moet erken, sonder hom kan ons niks doen nie. Die feit dat ons kan dink, veral op my ouderdom, die feit dat ek nog helder van verstand kan wees. Ek dink ek is helder van verstand, miskien dink my vrou nie meer so nie, maar sy dink nog so. Ons kan helder van verstand wees, en dit is God se instaatstelling, wat dit vir ons gee. En ons kan niks sonder hom doen nie. Here, mercy and grace follow me. En jy weet, en dis een ding wat ek geleer het, hoe ouer ek word, hoe meer afhanklik ek is van die Here, en hoe minder kan my ability die goeders doen, en hoe meer sien ek die bonatuurlike hand van God so in my lewe inkom. So ek hoef nie vir julle 'n ou storie te vertel, ek kan vir julle 'n paar van nou vertel, van die hand van God, 'n bewustheid van die Here, en dit is die wonderlike ding van dit. Nou kyk, as jy net so 'n bietjie aangaan hierso, dan sê hy hierso, jou hart jou verhef, en dan vergeet jy wat die Here alles vir jou gedoen het. Israel het vergeet, dis wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk, maar hulle vergeet dit. Nou vers 17, en jy in jou hart dan dink. Jy sien, nou sê die Here, hy sê, dan dink jy in jou hart, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. En ons kom daar, dis ek wat hierdie rykdom verwerf het, dis ek wat dit bemagtig het. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Wow! Dis wat God sê, en jy sien, hierdie waarheid moet in ons hart wees, want die vyand sal wil hê, hy moet uit jou hart uitgesteel word. En jy kan toelaat en ek, dat hierdie waarheid uit ons hart gesteel word. Ons moet dit bewaar hier binnekant. 1 Johannes 2 vers 15 tot 16 sê 'n ding, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie, maar as iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Hierdie, as jy hom so vinnig lees, maak hom nie sin nie. Ons bly in die wêreld, ons sien al hierdie mooi van die wêreld, en die Here is goed vir ons en alles. Nou sê hy, maar wat beteken hy met hierdie wêreld? As die liefde van die wêreld in jou hart is, as jy die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in jou nie. So, het jy al, en ek, het ons al regtig bietjie gaan dink, wat beteken die liefde vir die wêreld? As die Here dit sê, dan moet ons mos bietjie gaan dink en navraag doen. Sien, daar's 'n erns, is ons ernstig in ons verhouding met die Here? Dit is die vraag wat hier is, want Jesus gaan kom op die wolke, of jy gaan doodgaan voor die tyd, en jy gaan hom in elk geval ontmoet, of jy veronderstel hom te ontmoet, en dan ken jy hom nie. Want jy weet nie eers nie, wat dit bedoel nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie,
maar is uit die wêreld. Ek wil sê die misleiding wat rondom hierdie goed plaasvind is geweldig. Ons was in 'n baie groot kerk, ons het so gewees, ons was so 13,000 lidmate. En ek is in die gemeente en ons begin die opleiding te gee vir die mense, disipelskap opleiding en ek preek hierdie ding vir die mense, hier is die les. En in hierdie charismatiese kerk waar ek my bevind, kry ek 'n weerstand en 'n opstand. Nee, maar moenie vir ons hierdie eenvoudige lessies gee nie, ons ken hierdie lessies. Gee vir ons ander inligting. Wow, en ek is geskok tot in my wese, want die mense wat voor my sit, ken hierdie skrif, maar die toepassing daarvan weet hulle van niks nie. Maar hulle wil nie hoor nie. In die charismatiese kerk. Mense, as ons by daai plek kom, dan is ons op die afgrond. Wat praat die gees van God die binnekant? Jy sien, wat is die wêreld? Is dit jou status? Jy sien, hoe sien jy jou status? Hoe jy dit sien? Jou besittings, jou leuns wat vertel word, tweedrag, verwaandheid, hoerery, onreinheid, mag, kompetisie en wetywering, oneerlikheid, selfsug, selfverryking, haat en woede, alles deel van die wêreld, maar wat nog meer? Jy sien, hoe jou gesindheid, hoe ons kyk na dit. Nou, kom nou by waaroor ek nou gou wil praat met julle. Genesis 26. As jy in jou Bybel het en jy kan soontoe blaai, sal dit 'n goeie ding wees. En ek wil hier so 'n paar punte net uitlig vir julle. Wat hier gebeur het, is Isak en Rebekka. Julle weet, Abraham, die seun Isak, hy het nogal gesukkel om daai seun te kry, maar die Here het hom gehelp. Maar daar is 'n plan, en hy kry vir Isak. En daar staan nou in vers 1, en daar was hongersnood in die land. Nou Isak is getroud met Rebekka, daar's hongersnood in die land. Nou hierdie moet julle nou onthou, hongersnood die eerste ene. Buiten die eerste hongersnood, wat in die dae van Abraham gewees het, daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. Nou, waar is die koning van die Filistyne, Gerar? Kan julle sommer so onthou, kan ek gou vir julle sê? As julle nou van moderne dag moet sê, waar is hierdie plek? Wie kan my help? Gaza. Gaza, as ek nou reg die naam, Gaza, hulle spreek 'n bietjie anders uit. Gaza, daar waar die groot gevegte nou aan die gang is, dis die plek van die Filistyne. Die naam Gerar is 'n dorpie daar binnekant, in Gerar, in daai plek. Nou, as ons nou vandag dink ons nie so daaraan nie, maar dis die land van die Filistyne. Nou hoor nou hierso wat hy sê, en die Here het aan hom verskyn, en die Here verskyn aan hom, tweede merkie, die Here verskyn aan hom. En hy sê vir Isak, moenie aftrek na Egipte nie, woon in die land wat ek jou aanwys. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, dis nou die land van die Filistyne, en ek sal met jou wees en jou seën, want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het, en ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister en my ordeninge en my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. Hier gee hy vir hom, hy praat met hy sê vir hom, Here verskyn, jy gaan nie Egipte doen nie, want in Egipte is kos, en Isak is op pad Egipte toe. Maar Here sê, jy gaan nie soontoe nie, hy verskyn aan hom. Jy bly net hier, tussen die Filistyne, want hierdie land gaan ek vir jou gee. Dis interessant, die Here sê, hy het dit beloof aan Abraham, nou herhaal die Here die belofte. Sien julle hoe werk die Here? Hy herhaal die belofte. Met ons vleeslike oë sien ons die probleme. Ons sien sommer self die plan. 'n Boer maak 'n plan. Ek wil my plan gaan doen. Wat sê die kleer in die Kaap? Ek het 'n plan. Die boer maak 'n plan. Nou jy voel so, maar God sê, my plan is die plan. En jy dink nie sy plan is goed nie, want dit maak nie vir jou sin sy plan nie, maar hy sê, bly net hier. Jy sien, en hierdie is 'n geweldige belangrike goed. Dan kom hy en hy bevestig met sy belofte. Dis wat ek reeds gesê het. My kind, kyk net 'n bietjie, wat het ek al reeds in jou lewe vir jou gesê? Maar jy mis uit, jy gee nie aandag aan wat ek al reeds vir jou gesê het nie. Maar Isak neem 'n besluit, en dis die volgende, die derde punt wat jy moet onthou. Vers 6. So het Isak dan in Gerar gebly. So hy het sy keuse uitgeoefen, hy luister vir die Here wat aan hom verskyn het, en daar bly hy. Hy sê nie net nee, en vat sy goed en trek vir Here nie, hy bly daar.
Maar daar was iets in hom, in die volgende vers 7 lees ons, hy was bang gewees, en wat doen hy? Hy is bang, hy het 'n baie mooi vrou, en hy is bang, hulle gaan hom doodmaak daar die Filistyne en sy vrou vat. Nou sê hy vir die mense, nee, hierdie is nie my suster, dis nie my vrou nie. En hy gooi soms sy vrou so onder die bus in. Jy weet, eintlik mense, hierdie skrif sê vir ons vrouens, julle is eintlik geroep om julle lewe vir ons mans af te lê, as ek so kyk. Nee, eintlik is ons mans geroep vir julle, maar jy weet, nou ja, dit is net interessant. En hy, nou hierso kyk Abimelech, die koning van die Filistyne, deur die venster, en hy sien, maar daarso speel hierdie man met sy vrou. Isak speel met sy vrou, en hy, op 'n manier, hy sê, maar die manier hoe hy met sy vrou speel, is hy definitief sy suster daai nie, ek weet nie hoe hulle gespeel nie. Maar dit was definitief, dat hy meer koesterend gewees het teenoor sy suster was. En hy roep hom in, hy sê, wat maak jy? Hoekom lieg jy vir my? Wat gaat hierso aan? En hy openbaar dit. So, jou bangheid, ons gaan nou daarna kyk, maar bangheid en vrees, laat jou verkeerde goed doen. En as daar 'n gees van vrees is, moet ons deel met daai gees van vrees. Eendag sal ek julle vertel hoe ek ontslaag geraak. Die kom ek vertel julle. 'n Gees van vrees is 'n lelike ding. En ek het op 'n stadium in my lewe punt bereik, daar toe ek was eers in justisie baie lank gewerk, vir 25 jaar, toe word ek 'n leraar, en toe sien ek, nee, dis baie moeiliker werk. Baie moeiliker werk as om 'n landdros en 'n aanklaer of 'n advokaat te wees, as om 'n leraar te wees. So haal julle hoed af vir julle leraars, baie moeiliker. Want dit is geesgoed, en jy weet nie hoe om hierdie goed te hanteer nie, en die aanvalle kom, en jy weet nie as jy nie begin is nie. En ek het op 'n stadium net op 'n vloer neergeval en gehuil. Ek het nie geweet om hierdie gemors te hanteer, wat hier om my aangaan, in hierdie massive kerkie. En my vrou kyk my so, wat gaat hier aan? En sy bel die disippels wat onder my was, en een van hulle was 'n polisieman, en die ander was 'n brigadier, in die tronk, en die ander ene was 'n elektriesien, en die ander was 'n tandarts, en so gaan hulle aan. En hier kom hulle aangejaag aan my, wat gaan aan met jou Jan? Nee, wat, my vrou het nou weer geskinder. Ok, nee, en die kaptein en die polisie sê, kan ons vir jou bid Jan? Nou ek is die pastoor, en hulle is nou my disippels. Kan ons vir jou bid Jan? Ja, bid vir my asseblief. Hy bid en hy kaptein sê, ek bestraf hierdie gees van vrees in die naam van Jesus. Wel, die gees van vrees is gone. Want die migraine hoofpyne wat ek op skool in standaard 9 by meneer, in die geskiedenisklas by meneer Hugo gekry het, daar het my migraine hoofpyne begin van vrees, het ek my hele lewe lang migraine hoofpyne gehad, hou daar op. Ek praat van jaar 2000, ek het in 73 matriek geskryf, maar die jaar 2000 hou my, stop my migraine hoofpyne. En elke keer sedertdien die afgelope 25 jaar as 'n migraine hoofpyn kom, jy kry die tekens dubbelvisie, dan kom hy enorme pyn. Dan sit ek terug en ek sê, Here, waar het ek oopgemaak van 'n gees vir 'n gees van vrees? Wys my net, help my asseblief. Nou gaan ek so terug. Wow, ja Jan, jy sien, kom ek sê 2 dae terug. Het jy gesit en geworry oor jou finansies, of jy het geworry oor daai ding, en daar is die rede, dan sê ek, Here, vergewe my, dat ek oopgemaak het vir dit, woep, breek hy ding net daar, ek kry nooit daai hoofpyn meer nie. Hy breek net daar. Dit is 'n journey, is dit nie? Jy sien, so vrees is 'n verskriklike ding. Breek met die ding, in Jesus naam. So, nou, kom ons gaan aan. Vers 12. Dis die volgende ding, die 4de. Isak het toe die land gesaai in hierdie droogte, en daardie jaar 100voudig gewen. Ons moet 'n wenner wees. Hy is dan nie uitgeoes nie, hy het gewen. 100voudig gewen. Want die Here het hom geseën. Weet jy wat? Nou kyk ek nou op David Jr. Daar is nou David Jr. David Jr. in die naam van die Here wen ons, né? As jy David het in gedagte het en jy praat, in die naam van die Here wen ons. Here, U help my. En die man het groot geword en altyd deur groter geword totdat hy baie groot was. Nou al sy goed wat hy gehad het. Wat gebeur toe? Toe sê die Filistyne, Abimelech vir Isak in vers 16, trek weg van ons want jy het vir ons veels te magtig geword.
Wat gebeur as jy luister na die Here? Wat gebeur in jou lewe as jy die woord begin leer en soos hierdie jong manne die woord kragtig in jou het en jy begin hom toe te pas? Jy begin die bose te oorwin en wat gebeur daarmee saam? 'n Autoriteit staan in jou op en jy begin in die autoriteit van die Gees te beweeg en mense met ander geeste word bietjie bang vir jou. Jy's nie bang vir hulle nie. Dis wat in die Gees gebeur. Jy sien, en God wil ons by daai plek ry in ons lewe waar ons is. Nou Isak het toe weggetrek van daar af en in vers 23 staan daar, en daarna het hy van daar uit toe verder getrek. Jy sien, ou Isak was eintlik tussen stasies. Hy was tussen stasies en die Here sê vir hom, bly by hierdie stasie by Gerar. En toe die Filistyne nou wegjag, is hy nou verder tussen stasies. So die stasies waar hy gaan, nou moet die Here vir hom wys. So ek en jy ook, as jy tussen stasies is, waar is die volgende stasie, Here? Of moet ek hierso bly? Daarna het hy van daar opgetrek na Berseba en die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn. So die tweede keer verskyn die Here aan hom en hy sê vir hom, ek is die God van Abraham jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham my knegt. Hy deel met die vrees. Die Here kom. Hoe belangrik is dit nie? Wat gaan in jou lewe aan? Worry jy oor die toekoms? Worry jy oor jou gaan jy genoeg geld hê vir jou ou dag? Gaan jy dit of wat ook al? In vers 28, toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie, en jou 'n vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal, hoor hierso, jy is nou maar eenmaal die geseënde van die Here. As jou vyande vir jou dit sê, jy's 'n geseënde van die Here, dan moet jy nou weet, daar het iets gebeur hier binnekant. In vers 28, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Wow, mense, ons het duidelik gesien dat die Here met jou is. Kom ons, dis 7 punte wat ek nou vir julle uitgelig het. Ek wil gou net met julle begin net praat oor die eerste ene. En ek het daarom nog tyd vir dit. Eerste ene, hongersnood. Wat gaan in jou lewe aan? Kan jy sê, jy beleef geestelike hongersnood? Beleef jy op, wat is die uitdaging wat ek en jy vandag na kyk? Weet jy, daar's geweldig baie goed wat mense hier dra, hier binnekant dra. En Erik praat, en hy praat oor situasies in villages waar ons beweeg. Weet julle daar eintlik, ons sê so, daar's villages, waar daar omtrent nie 'n kind is, wat nie seksueel gemolesteer is nie. Daai vlak van die pyn en die goed wat 'n mens beleef en van hoor, is skrikwekkend. Nou, wat is die uitdaging van daai kinders? Wat is die uitdaging van my en jou wat pyn gekry het? Teleurstellings wat na ons pad toe gekom het en oor ons gespoel het. Wat maak ons met daai goed? Ek wil jou sê, ek kyk na 'n video, weet nie hoe hierdie video gekom het nie. Partykeer het 'n ding net 'n vermoë om hier te kom op YouTube of jy kyk hierdie video. Hier praat 'n man oor die boereoorlog. En hy praat oor die kindertjies wat in die boereoorlog in die konsentrasiekamp lyk my dood is. Iemand het navorsing gedoen en die kinders is op 'n plek begrawe. Maar dan sê hy maar daar is 37 kinders wat apart begrawe is. En hierdie man kom en hy sê en hy noem 'n vrou se naam wat navorsing gedoen het. Nou dit gaan nou nie oor die akkuraatheid van die inligting nie, maar wat hy sê en hierdie vrou het gesê dat daar 287 vrouens het verklaringe gemaak na die boereoorlog van verkrachtings toe die Engelse lokaal op die plaas as hulle verkrag. Nou jy weet, in die konsentrasiekamp is daar dan kindertjies gebore. En ek lei af dat daai kindertjies wat uit daai verkrachtings gebore is een kant begrawe. Ek lei nou so af. En hierdie man sê net 'n ding wat ek nou eintlik by wil uitkom. Hy sê, hy het altyd vir sy ouma gekry, gereeld daar gekry. Nou sit sy op die stoep. Nou tuur sy in die verte
en die trane loop oor haar wange. Dan sê hulle, ouma, is jy okay? Ouma, is jy alright? Dan sê sy, wat maak keer, ouma? Niks nie, my kind. Weet jy dat in Suid-Afrika, elke 12 minute dink ek, word 'n vrou verkragt? Weet jy dat 40.000 verkrachtings per jaar, ek sê plus minus. Weet jy kyk na 'n vrou wat in die straat loop, en vrouens wat in die straat loop, en hulle is daar, as 'n smile. Maar wanneer daai vrou alleen is daar 'n traan wat oor haar wange loop, en niemand weet nie, want die binnekant word 'n pyn gedra. Daar's hongersnood. Wat gaan jy doen? Waarheen is daai mens op pad? Maar die Here sê, daar's 'n pad vir jou, daar's 'n plek vir jou, vir elke mens. Wat is jou teleurstelling? Wat is jou pyn? Jy weet, in God kom, en die Heilige Gees sê, ek wil met jou praat. Ek het 'n pad vir jou. Daar's nie een mens op hierdie aarde, vir wie hy nie 'n pad het, en 'n plek het nie. Wat is daai antwoord? Wat is daai antwoord? Die volgende ding gaan oor hierdie verskyn. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie. Weet jy sê, maar die Here het nog nie aan my verskyn nie. Dit is so, die Here sê baie keer, jy het hom nie gesien nie, maar die wat glo en geloof, al het hom nie gesien nie, dis hulle. Maar die Heilige Gees praat met ons. Hoe ernstig is jy? Partykeer gaan jy sê, nee, maar ek weet nie of dit die Heilige Gees is nie, ek weet nie of dit die Here is nie, maar die Here sê, elkeen wat my naam aanroep, hy sal daar wees. As ek en jy die Here uit desperaatheid aanroep, gaan hy jou leer wat sy stem is. Hoe werk hierdie stem? Jy weet, nou die oggend, ek dink sommer net aan 'n ding, nou die oggend, hoe werk sy stem? Is ek by die huis, en ek word wakker, hier vroegoggend, en ek is nou lekker vies, ek wil nie nou opstaan nie. Nou lê ek hier so van 3 uur tot so 4 uur se kant, lê ek in die bed. Nou bid ek maar sommer so, en ek wil nou weer slaap, maar ek kan nie slaap, en ek weet, die Here, nou is ek nikkerig, nou loop ek na die studeerkamer toe, nou gaan ek sommer werk. Ek het nou nie lus om ander goed te doen nie, ek gaan nou werk. Toe ek hy studeerkamer se deur so intrap, hoor ek 'n stem. Jy gaan nie hier in nie, gaan sit daar in jou vrou se donker studeerkamertjie, ek wil met jou praat. Gelukkig, luister, ek sluip uit, en ek gaan sit in daai donker kamertjie van my vrou, nou sit ek 4 uur die oggend daar. Nou sit ek net, doodstil, ek sit net vir 'n halfuur sit ek en wag. Hier hoor ek die stem. Bid vir daai paartjie in jou kerk, hulle wat swanger is. Bid vir hulle. Nou begin ek te bid vir hulle. Willem en Mia. En ek bid in die Gees. En ek bid in die Gees. En dan bid ek vir hulle, dan bid ek in die Gees. Dan bid ek sommer vir iemand anders, en dan bid ek maar weer vir hulle, en ek gaan aan. 4:45 voel ek is klaar. En ek staan op, en ek gaan studeerkamer toe, daar begin ek te werk. Weet jy, ek het nie lang gewerk nie, uur of wat, hier is 'n WhatsApp van Willem. Klein Mia is gebore. Wat? Ek het nog net vir Mia gebid, in die geboorte gebid. Ek het nie geweet, dis daar. Ek sê, my maggies, ek het 3 uur vanoggend wakker geword, en ek het vir julle gebid tot 4:15. Nou, sê ek maar net sommer so. Wat, sê hulle? 3 uur het ons water gebreek, en 4:15 is die kind gebore. Goed, kom ek gou vir jou sê, daai stemmetjie wat daar met my praat, het ek mos nou leer ken. Weet jy hoe maklik is om vir daai stemmetjie nee te sê? Weet jy hoe maklik is dit? Ons moet die stem van die Here leer ken en koester en vertroetel die binnekant, want dit is jou lewe in die tyd wat voor lê. En dit kom uit verhouding uit met die Here. Ons moet dit nie mis nie. Die Here, kan ek vir julle 'n ander storie vertel? Waar is die tyd? Ek gaan vandag maak. Ek hoor 'n storie nou van Dr. Joop de Wit. Dis ook 'n skoolmaat Dalleen se man. Hy's daar in Pretoria. Hy vertel my laasweek. Hy vertel my van Chappies van Vuren. Chappies van Vuren was die hoof van die teologiese fakulteit van Universiteit van Pretoria in die jaar toe ek nog hierso net toe ek hoërskool toe gaan staan 6. Daar rond. Dis nou nog
dis nog amper voor Christus. So lank terug was hy die hoof van daai fakulteit. Hy was 'n dopper gewees, in die dopperkerk, en hy sê vir my, Joop sê, hy kom by universiteit, en nou wil hy hierdie man gaan sien. Joop ken nie nog die Here nie, hy is glad nie gered nie, maar hy het nou afspraak met hierdie man. Nou waarsku die ander mense om hom, jy moet pas op vir Chappies van Vuren, want sy siening is nie meer lekker nie. Jy moet pas op vir hom. En hy gaan, hy praat met hom, maar daar's nou niks nie. Maar Joop agterna kom tot bekering. Hy neem die Here aan, hy word wedergebore, en nou Joop gaan weer na Chappies toe, en hy sê vir Chappies, maar hoekom praat die mense so oor jou, en wat gaan aan? En Chappies vertel hom sy storie. Nou Chappies is hier op aftree ouderdom, ou man, hy is seker my size nou, gewees daai tyd. En hy vertel vir hom, hy sê, wie wat in my gebeur? Ek raak oud, nou kan ek nie meer nagte deurslaap nie, ek kan ook nie lê nie. Dan staan ek nou maar op en dan gaan werk ek in my studeerkamer in die nag. Hy sê, maar hierdie man is 'n man wat ernstig met die Here is. Werklik, hy vat die woord ernstig en hy het 'n verhouding met die Here. Maar hy ken hom volgens daai reëls wat hy op die universiteit het. Dis die Bybel, dit is so en die goed werk so. Hy sê, en hy staan daar een oggend op en hy loop in sy studeerkamer. Hy sê vir hom, Joop, toe ek daai deur oopmaak en in my studeerkamer wil instap, weet jy wie staan daar? Jesus homself staan daar en wag vir my. Hy sê, en terwyl ou Chappies vir hom hierdie storie vertel, loop die trane oor Chappies se wange. Hy sê, wat gebeur daar? Hy sê, Jesus praat met my en hy verduidelik vir my die woord. Ek is die professor. Ek is die dekaan van die fakulteit. Ek is die hoof van die teologie. En Jesus verduidelik vir my dat jy moet wedergebore word. Jy moet my aanneem. Jesus verduidelik vir hom, jy moet gedoop word in die Heilige Gees. Hy sê, daar ontmoet ek my God. Daar ontmoet ek vir Jesus. Daar word ek gedoop in die Heilige Gees. En spreek ek in 'n taal. Daai aand deur Jesus wat my ingewag het. Wat doen hy? Die volgende dag bel hy vir Justus Du Plessis, wat oom Heilige Gees was, sy naam, hy was by die AGS kerk. Hy sê vir hom, jy moet dringend kom, want hierdie het nou my gebeur. En Justus kom aan, hy sê vir hom, hy verduidelik uit die Bybel vir hom weer, hy sê, dis wat met jou gebeur het, maar nou moet jy gedoop word in water. En Justus doop hom in water. En dit is hoekom. En Chappies van Vuren se lewe verander. Weet jy, ek wil vir jou sê, en God het verskyn aan Isak. En hy het vir Isak gewys, God wil met jou praat. Hy het 'n afspraak met ons verseker, hy het 'n afspraak met jou, nie net een afspraak nie. Elke dag wil hy met jou sit. Om elke hoek en draai wil jy moet van hom bewus wees. Hy wil met jou praat. Hy wil met jou praat, gee hom 'n kans of is ons te besig. Hy wil jou lewe verander. So het Isak dan in Gerar gebly. Die gehoorsaamheidsding is 'n moeilike ding. Om gehoorsaam te wees terwyl jy dit moeilik gaan, is 'n moeilike ding. Om gehoorsaam te bly terwyl jy aangeval word en sleg gesê word en verdag gemaak word en die armoede is hier so om jou, voel jy, en hoe gaan ek maak? Jou planne werk nie uit nie. Die vraag is, wat sê die Here? Jy sien, ek en jy kan nie op die vliegtuig klim en verhuis na 'n ander land, Amerika of vlug nêrens heen nie. Nie na 'n ander dorp nie, nie na 'n ander werk nie. Jy moet by die Here hoor. Hy weet. En hy sal jou lei en dit sal wel wees met jou. Watter besluite moet jy in jou lewe neem? Ons moet by daai punt kom wat ons nie bang moet wees nie. Ons moet vir die Here vra. Jy weet, hierdie ding, as ek het met vakansie gegaan nou, ek en my vrou 2 maande lang verlof, 1 Desember tot einde Januarie, maar
die interessante is, ja, ek kry toe 'n bonus nou 'n bietjie by die kerk, maar daai bonus kan net my petrol betaal, waar ek nou eintlik heen wil gaan. En die Here gee my woord by die kerk voor ek gaan, en ek sê vir die mense, luister, die Here sê, hierdie vakansietyd, hierdie feestyd is nie 'n normale feestyd nie. Ek sê, die Here gaan jou agenda omverwerp, hy gaan sy agenda vir jou gee om te doen. Is jy bereid om hierdie feestyd sy agenda te volg? Jy dink jy gaan net daar so lekker by die see sit, maar gaan iets anders wees. Ek het nooit besef hy praat met my nie. Want ek begin met daai vakansie, en dit is bediening op bediening op bediening. Ons het 60 mense bedien in 60 dae, waar ons ten minste 3 ure elkeen met elkeen spandeer het. En jy wil weggekom het van mense af, maar die Here het agenda. Maar die glory van die Here was fenomenaal. Ek het meer goed gesien en beleef daai tyd, as my hele bediening saam amper. Here, jy sien, al wat ek moes doen, ek moes het gesê het ek gaan. En weet jy wat, ek het net 20 dae, van die 60 dae het ek verblyf gehad. Dit was by familie. Die res het nie geweet waar om te bly nie, daar was plekke beskikbaar, maar ek nie geweet nie. Nou gaan ons, sê ek vir my vrou, ons ry nou maar ons het 9000 kilometer gery. Sê ek vir ons ry nou maar as ons nie meer blyplek het nie, ons het nie kan betaal nie, kom ons huis toe. Wat gebeur op hierdie pad? Ek kry blyplek verniet, ter waarde van 150.000 rand se verblyf het ons gekry vir daai oorblywende 40 dae, die plekke wat ons gebly het. Maar wat het ons gedoen? Ons het bedien en bedien. Die Here het 'n agenda. En ons moet in sy agenda val. En ons het soveel vreugde gehad. Soveel vreugde. En ek wil jou, die volgende ding hier waar hy kom en hy sê, Abimelech kom en hy sê vir hom, jy moet wegtrek. Die Here gee vir jou autoriteit. Ek het 'n autoriteit beleef in 'n plek daar in Namakwa-land. Iets het gebeur wat my kop wegblaas. Jy weet, deel hierdie gene, ek is by my suster daar, ons was eers Loederts toe en ons ry terug na my suster toe in Kleinsee. En as ons by haar bly. Ek bel my neef in Kwynas. Ek sê vir hom, hoorie, ek wil net tee by jou drink, want ek is op pad in my seun toe in Eiserfontein. Hy sê, dis sal 'n dag wees, jy kom slaap hier vanaand, ek het dringend, die Here wag vir my, die Here het vir my gesê, jy sal na my toe kom, ek het nodig dat jy, volgende plek van bediening. So, ry ons daar, verander die plan net daar, ons gaan een nag daar slaap. Dus kom daar, jy weet, en hy vertel vir my, hy vir 4 jaar doen hy navorsing oor Namakwa-land en Boesmanland. Ek bid al 30 jaar van Namakwa-land en Boesmanland, ek was gereeld al daar. Die Here het op my hart gesit, die noordwestelike gedeel van Suid-Afrika. En hier het hy navorsing gedoen vir 4 jaar, en hy deel met my tot 11:00 die aand met ons is 6 mense nou by mekaar. Ek sê vir hom, right, 11:00 kan ek 'n spreekbeurt kry, dan 11:00 die aand eers, want ek ry die volgende oggend verder. Saterdag aand 11:00 begin ek te praat, en ek sê vir hom wat die Here sê. En ons begin met hulle te deel. Nou hierdie mense dink nie die Here geken nie, hulle soek die Here. Hulle soek hom, op 'n tradisionele manier ja, maar hulle soek hom ek die Here wou gehad het, ek moet daar wees. Maar een van die mense wat oor my sit is 'n ateïs. Maar soos ek begin deel, begin die ateïs te glo. Ek sien die vuur van God, die vrees van God op hierdie man. 12:30 die oggend sê ek wil bid vir hierdie Namakwa-land. Ons wil bid vir Boesmanland. Ek sê, ek voel net ons wil dit doen, en daar's 'n teenwoordigheid van God 12:30 die oggend. Ons sit op my tafel en ons vat hande, ateïs. Maar daar's 'n eenheid. En ek begin te bid en ek verklaar, ek sê, Here, in Jesus naam, ons is so jammer oor wat gebeur het in Namakwa-land se geskiedenis, wat ek hoor van bloedvergieting, van vergrype, van allerlei aard. Here, jy kan elke verkeerde ding. Noem hierdie goed, ek sê, Here, ons bely dit. Bely dit, Here, ons is jammer oor hierdie goed. Maar nou vra ek, Here, die engele wat hier oor hierdie gebied gestuur het, die weermag van God wat oor hierdie gebied is, ek bid nou, Here, dat hier 'n herstel kom. Ons kom verklaar dat geregtigheid sal geskied. Ons kom verklaar, Here, dat op hierdie plek mense tot bekering sal kom. 'n Honger en dors vir God sal ontstaan. En ek verklaar al daai goed en ek begin dit so aan te spreek, maar daar's 'n teenwoordigheid van God om my tafel. En ons maak klaar. En ons gaan bed toe, 1:30 die oggend is ek in die bed. 'n uur later,
is daar 'n aardbewing met die middelpunt, Boesmanland, brandvlei, die middelpunt, gaan kyk maar die geskiedenis, het nog gevoel tot in die Kaap, 21 Desember laas jaar, 'n aardbewing op daai plek slaan. Die huise skud, die mense sê, wat gaan hier aan? Wat? Weet jy wat? Ek wil vir jou 'n ding vra. Die disippels was in die tronk, 'n aardbewing, die plek skud, die gaan oop, hekke gaan oop. Die disippels kom sit en hulle bid in 'n boventrek en dan word die Heilige Gees val daar in die plek skud, 'n aardbewing. Die Here sal die plekke skud. As jy bid, jou huis wat mekaar is, jou kinders ensovoort, wil jy in plek kom as 'n pa, as 'n ma, as 'n oupa en as 'n ouma, en dan sal die res volg. Bid dit in Jesus naam, laat God jou lewe skud, hy sal jou familie skud. Wat is nodig om geskud te word in hierdie tyd? Die autoriteit wat God vir ons gee in Jesus naam, is Here, ek kan nie. Sonder U kan ek niks doen nie, maar dankie dat U in my woon. En volgens U wil ek bid, en ek wil hê, Here, dat U krag moet manifesteer, en U lewe moet manifesteer, hier om ons. Wat sien die mense? Ek wil vir jou sê, die wonderlikste skrif, hierdie Abimelech, hy sê, ek sien dat God met jou is, ek sien dit. Daarom wil ek sê, asseblief, jy is nog maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Wat sê die Here van sy kinders? As ek vir jou vra, die Bybel praat van 'n merk wat jy gaan kry, dan sê almal, dis die 666, die anti-Christus merk. Maar Jesus het 'n merk op my en jou, sê die Bybel, en dis die merk van die Heilige Gees. Hy sê in 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 22, kan jy maar gaan lees, sê hy daarso, dis God wat jou bevestig, dis God wat jou salf, dis God wat jou, sy seël van die Heilige Gees op jou sit as onderpand. Dan herhaal hy hierdie in 2 Korintiërs 5 vers 5, hy herhaal dit in Efesiërs 1, hy herhaal dit in Efesiërs 4 vers 30. Hy sê, bedroef nie die Heilige Gees nie, deur wie julle verseël is tot op die einde. In daardie tyd het hulle 'n pakkie gevat, dan verseël hulle die pakkie, en hulle sit 'n stempel op daai pakkie. En dit beteken, so wat beteken hierdie verseëling wat die Heilige Gees op ons sit? Dit beteken doeteenvoudig, dat jy is gewaarmerk oor die waarheid van hierdie. Dis 'n gewaarmerk wat daar staan. Die egtheid van hierdie pakkie is gewaarborg. Dan is die eienaarskap van hierdie pakkie is gewaarborg. En daar's 'n veilige bewaring tot op die einde. Dis wat hierdie verseëling beteken. Jy het die merk, die Engels praat so mooi, you have the mark of the Holy Spirit on your life. As iemand na jou kyk, moet hulle die Heilige Gees kan sien. Is dit nie mooi nie? En dit is waar God, en ek en jy stap in hierdie wêreld, en ons behoort daai merk te dra van die Heilige Gees. Here, ons behoort aan hom. Dit is die plek. Kyk wat het met Isak gebeur. Hy het net gesê, ja, Here, die roeping van die Here is daar. Ek stap maar in die slipste in die roeping van die Here in. En ek is gehoorsaam en ek doen. En ek saai in geloof. Die Here kom en hy sit. Jy sien, die Here help ons met al hierdie goed. Ons moet verstaan, dat Jesus het 'n prys vir ons betaal, en die eienaarskap, hy het ons gekoop met sy bloed. Dis die eienaarskap. En hy kom sit sy Heilige Gees as stempel op ons en sê, daar's my merk. En ons kan deur die Heilige Gees lewe. Maak nie saak wat om ons gebeur nie. Ons stap in geloof uit. Sê, Here, kom help ons. Nou, ek sluit af. Dan gaan ek 'n gebed wil bid. Daar's 'n ding. Oor al hierdie goed, weet jy wat sê die Here? Maar nou die dag maak hy my wakker, en ek kyk op die foon, 333. So is 33 minute oor 3. En ek worstel oor 'n ding. Ek moet 'n antwoord gee, daar's iets wat die Here vir my sê, gaan waarsku, en ek moet gaan waarsku. En toe ek klaar geworstel het, en ek kyk op my foon, toe sit 555. Ek sê, maar dis baie snaaks. En ek kyk Jeremia 33 vers 3 sê, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Dis waar ons moet leef. Here, kom vertel my, 'n verwagting, Here, dat U in my lewe wil wees. Here,
U wil my antwoord. U wil vir my sê, Here, in Jesaja 55 vers 5, Nasies sal na jou kom, omdat hy jou verheerlik. Nasies sal na jou kom, omdat hy, Here, jou verheerlik. Nie jy self jou verheerlik nie. Here sê, from glory to glory, hoe meer ons met hom te doen het, hoe meer die heerlikheid. Soek die Here terwyl hy te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Jy sien, as die Here wil hê, raak betrokke. En ek voel net, dat miskien praat die Here ook met jou, want hy praat ernstig met my vrou, met ons daar in die gemeente, en ek dink is dieselfde met julle. Here, Here, kom help ons. Daar op hy prayer mountain. Jy weet, is wonderwerk op wonderwerk. Daar's Erik. Jy weet, Erik was in Afrika, en hy's in 'n motorongeluk deur in Afrika. En Erik breek sy nek. Hy sê dit klap soos 'n .2-skoot. Hy lê daar onder die kar. Sy nek is gebreek in Afrika. Maar toe dit gebeur, toe sê hy in Jesus naam. Jy sien, there's the key. Wat is die gevolg? Vir 3 dae ry hy op 4x4's op slegte paaie waar hy skit. Sy nek is af. Vat 3 dae voordat hy by die hospitaal hier in Suid-Afrika uitkom. Hulle neem die plate en hierdie chirurg kyk na hierdie goed, sê hy, daar's nog nie tyd dat hy dit moet vertel nie, hy sê vir my, die chirurg sê, what? Dan gaan hy aangaan met die ander operasie, breinoperasie wat hy mee doen, dan kom hy weer terug, nou kyk hy, want dit is nou dringend hierdie storie. Impossible, hy sê vir hom, is onmoontlik dat jy kan leef. Hy sê, maar kan jy jou arms beweeg? Ja, ek beweeg my arms, kan jy voel? Jy kan alles voel. Jy mag nie eens leef nie, nou voel jy nog. Jy moet verlang wees, is impossible. Hy sê, ek lei mense in Frankryk nou op oral, maar ek moet my boeke herskryf aan wat ek hierso sien. So, wat gebeur? Dit is die krag van God, die afhanklikheid van Jesus Christus. Mense, ons moet, die Here daag my uit oor dit, want dit is asof ons nie wil glo nie, ons wil nie hierdie goed sien nie. Here Jesus, kom na my toe. Kom help my, Here Jesus. En ek voel net, dat ons, miskien wil jy bagasie aflaai vanmôre. Miskien wil jy vervrees sê om te gaan. En ek wonder, Chris, ek wil dalk 'n gebed doen, wat, as jy hardop agter my kan aanbid, dan maak ons vandag, dan sê ons vir goed net, ons maak verklaringe vanmôre oor ons lewe. En sê, Here, kom help ons op hierdie pad vorentoe. Kan as ek dit so doen? So kom ons staan. Kom ons staan. Dankie Jesus. Jy weet, in hierdie tyd, terwyl ek en my vrou in Goudensmond met vakansie is, sê die Here vir my, gaan woon hierdie Garage Kerk by, nou met hierdie vakansie. Nou gaan ek na die Garage Kerk toe, ek sien daar is 'n vroutjie, en die Here sê, julle moet tyd met haar spandeer. Dit is soos dit werk. Ek sê vir my vrou, maak 'n afspraak. Sy kom na ons toe, en ons praat met haar in Kairo, 'n lieflike vroutjie, Engels, ek wil nou Engels praat ook, so ek praat net 'n bietjie stadiger. En ons kom agter die vrou, sy 3de man is dood, die jaar, net 'n paar maande terug, 3 maande terug. Maar hierdie vrou het deur baie moeilike huwelike gegaan, sy is abuse, emosioneel vertrap. En ons begin haar te bedien, en my vrou bedien haar, en hierdie vrou huil so. Die smart wat uit die hart uitkom, die pyn, teleurstellings. Maar na 3 ure kom die vrede van God, en hierdie vrou se gelaat verander. En ek sê vir hierdie vroutjie, hoor hierso, en sy smile, en sy sê, wow, ek het nog nooit so goed gevoel in my lewe nie. Wat het gebeur? Ek sê, ek sit in pyn hier, ek sê, ek kan nie loop nie, my heup is so seer, ek kan nie in die kar ry nie, ek is hier met vakansie, sal jy asseblief vir my bid? Nee, ek kan nie vir jou bid nie, nee, ek sê, bid asseblief vir my. Daai vrou bid vir my, my pyn in my heup hou op,
nou al 2 maande tot nou toe, geen pyn in my heup nie. Jy sien, dis 'n tyd. Jy sê nee, ek is nie waardig om te bid nie. Jy sê ek is nie waardig om dit te doen nie. God is die een wat ons waardig maak. God is die een wat jou roep. Wil jy nie vanmôre kom en daai boodskappe wat na jou toe gekom het van negativiteit, ons gaan nou bid. Verwerp dit. Aanvaar Jesus se uitsprake oor jou lewe vanmôre. Vat die lewe vanmôre. Jy weet, my kleinkind, 4 jaar oud, die een seentjie kom na my toe en hy kyk vir my so, nou onlangs, en hy sê, oupa, ek sê ja. Hy sê, oupa, jy is baie lief vir Jesus, nê? Wat weet jy, en ek dink, wat weet jy? Ek en jy se boek, ek is geskok. Die kinders weet, die mense weet, waar is jou liefde? Vir wie jy lief? Kom ons bid, ek gaan dit net herhaal, ek gaan bid, dan herhaal julle dit agter my, en as jy in jou hart voel, jy wil dit saam bid, dan ontmoet God jou nou, en hy doen dit vir jou. Here, vergewe my ongeloof, en dat ek nie 100% vertrou nie. Help my daarmee. Here, ek wil u woord leer ken, en ek wil u lief hê en u leer ken. Help my daarmee, Here. Here, ek wil nie vrees en angstig wees nie. Soos 1 Petrus 5 sê, ek gee nou al my worries vir u. Ek werp dit op u. Here, gee my vrede en rus. Gee vir my die guts om my probleme te face en by u te hoor daar rondom. Here, vergewe my vir sonde wat ek doen en inleef. Ek wil my rug op bedraai. En help my daarmee, Here. Ek wil na u kyk en u volg. Reinig my. Dankie vir die bloed van Jesus. Wat 'n perfekte werk doen. Here, dankie dat u my help om alle traagheid eenkant te sit. Here, dat ek moet ywer die pad saam met u sal loop. U gee vir my die oorwinning, en ek is in Christus Jesus meer as 'n oorwinnaar. Here, dankie dat ek vandag saam met hierdie mense kan wees. Dankie, Here, dat ons hier so saam kan wees en kan bid. En saam, Here, kan ons u naam aanroep en sê, kom help ons, Here Jesus. Here, ons wil hierdie mense kom seën. Ons van Pretoria se kant af. Dankie dat ons gemeentes kan wees oor hierdie land, Here, en ons kan saam wees, want ons is dieselfde liggaam van Christus Jesus. Alle gemeentes in hierdie dorp, Here, kosbare mense, verskillende kerke, ons seën hulle elke ene, Here, en ons wil bid dat die kinders van God in hierdie dae ontwaking sal hê, want u is die koning, Here, u is die Here, Here, dis waaroor die lewe gaan. Dankie dat ons mekaar kan aanmoedig, Here, om die pad te loop. Aanmoedig, Here, om ten volle te loop. U roep ons na 'n plek van woord en gebed, om verklaringe te maak met krag, Here, en hierdie dorp, hierdie stad sal nooit weer dieselfde wees nie. Here, in Jesus naam, so help u ons. En ons bid net, Here, dat die koninkryk kragtig uitgebrei word, en die kinders van God moed sal skep en sal opstaan en sal lewe. In Jesus naam. Amen. Amen.